Goeiemôre broeders en susters en kinders, vooraf enkele afkondiging vanoggend. Die eerste is dat ons kollektes tydens die diens is soos gebruiklik vir die diens van barmhartigheid by die deure vir die teologiese studentekas en as die Here wil volgende week vir evangelisering. Dit dan wat ons afkondigings betref voor die erediens. Kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons begin ons erediens vanoggend in die woorde van Psalm 125. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing saam ons geloofsbelijdenis. Ons sing weer vers 1, 2 en 3 saam, waarna ons sitplekke inneem om na die wet van die Here te luister. Ons luister vanoggend na die 10 gebooie weer uit Eksodus 20 uit. En dan is dit belangrik dat 'n mens ook weet, menslike maatstawwe geld nie in die koninkryk van God nie. Dis ook ons tema vir vanoggend se prediking uit Lukas 15:16, daardie gelykenisse waarby ons stil staan. Nou hier luister ons vanoggend na Eksodus 20 en wanneer ons daarna luister, dan moet 'n mens besef die enigste maatstaf wat geld in die koninkryk van God
is wat God self sê. Dis wat God self vir ons sê. En nêrens kry jy iets baie meer pertinent as Eksodus 20 nie. So dit die week by die hoërskoolkatekisasie ook behandel, want dis 'n gedeelte wat God self op die 2 kliptafels geskryf het en toe vir Moses gegee het. Dit is baie interessant as jy net na Eksodus 20 vers 18 toe gaan, direk na die wet, dan staan daar: toe die volk die donderslae en die klank van die ramshorings hoor en die weerligte en die rook op die berge sien, het hulle van angs gebewe en op 'n afstand bly staan. Dit is wat gebeur wanneer die volk vir die eerste keer die Here se stem hoor, direk, en waar hulle ook dan sy gebod hoor. Dan kan hulle nie anders as om te besef, maar hulle kan nie in die teenwoordigheid van die almagtige, die heilige God lewe nie. Hulle gaan staan op 'n afstand en sê nee, Moses moet eerder met hulle praat, want hulle weet hulle kan nie voor God bestaan nie. En dis juist die genade wat ons so pas kon bely van Jesus Christus ons Here. Dat op grond van wat hy gedoen het, toe hy aan die kruis op Golgotha gesterf het in ons plek, het hy juis die aanklag teen ons gedra. Het hy juis die skuld wat ons elkeen het gedra. En daarom kan ons vandag met die grootste vrymoedigheid na die wet van die Here luister. En kan ons in plaas van angs bewe en weghardloop, kan ons vra wat ons net nou ook gaan doen wanneer ons direk na die 10 gebooie die res van ons belydenis sing. Kan ons vra dat God deur sy Heilige Gees nou elkeen van ons se lewens ook heilig, dat ons sal leef volgens hierdie maatstaf wat God self vir ons gegee het. Kom ons luister na die 10 gebooie. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Kom ons sing nou saam ook Skrifberuiming 12:2 vers 4 en 5, waarin ons saam bely dat ons glo ons sondeskuld is vergewe, maar waarin ons ook bely dat dit die Heilige Gees is wat ons sal lei om te lewe volgens dit wat ons vanoggend ook hier uit die woord van die Here hoor.
Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend ook saam ons geloof te kan bely. Saam te kan sing en te kan sê dat ons glo in U, ons glo in ons Here Jesus Christus en ons glo in die Heilige Gees. Saam te kan bely dat ons glo in die kerk hier op aarde en ons glo dat ons sondeskuld vergewe is. Glo dat ons die ewige lewe het. En daarom wil ons vandag ook vra Here dat U deur die Heilige Gees so in ons harte sal werk, dat ook mense om ons die ewige lewe in ons kan raak sien. Daardie lewe wat gekenmerk word deur gehoorsaamheid aan U, gehoorsaamheid aan U wil vir ons lewens. Daardie lewe wat gekenmerk word deur 'n blydskap wat ons menslike verstand te bowe gaan. Daarom vra ons dat U ons vandag ook sal seën met die verkondiging van die evangelie van ons Here Jesus Christus, dat U dit wat ons hier hoor deel maak van ons menswees, en dat elkeen van ons vanoggend hier kan uitgaan as dankbare mense vir al die genade wat ons uit U hand ontvang het. En juist daarom bid ons ook vir hulle wat nie hier saam met ons kan wees nie. Ons dink aan hulle wat siek is, hulle wat hartseer is, hulle wat bekommernisse het. Troos ons in die wete dat daar niks in hierdie wêreld is wat groter is as U nie. Geen siekte of hartseer of probleme wat U nie van weet nie. En volgens U belofte vra ons dat U ons trane sal afdroog. Daarom bid ons nie net vir ons eie gemeente nie, maar ook vir die kerk oor die wêreld heen versprei. Ons weet van plekke waar ons broers en susters in die geloof vervolg word. Ons gebed is dat U ons in liefde en in waarheid sal lei. Ons wil ook vanoggend na U toe kom en onsself voor U verootmoedig. Ons wil ons eie klein geloof, ons eie ongehoorsaamheid, ons eie sondigheid voor U erken en bid dat U ons sal vergewe in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus, ons Here. Amen. Vanoggend, broeders en susters, die laaste gedeelte van Lukas 16, daai middelste gedeelte wat volg direk na die gelykenis van die oneerlike bestuurder. Nou, u sal onthou, verlede week in vers 13 het Jesus gesê, geen huisbediende kan vir twee baase te gelyk werk nie, want hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oor hê en vir die ander een afskeep. Dan sê hy, julle kan nie God en mammon dien nie. Nou onthou die woord mammon, as jy dit hoor, dan gaan dit oor geld. Jy kan nie God en geld dien nie. Die woord vir die geldgod is mammon in die Bybel. Nou kom ons luister dan wat het toe gebeur nadat Jesus dit gesê het en daardie gelykenis vertel het. Dan staan daar die Fariseërs was baie lief vir geld. En toe hulle al hierdie dinge hoor, het hulle hom beledigend uitgelag. Hy sê toe vir hulle, julle is die wat julle voor die mense as goeie mense voordoen, maar God ken julle harte. Wat deur die mense as belangrik beskou word,
is 'n gruwel voor God. Tot op Johannes was dit net die wet en die profete. Van toe af word die koninkryk van God verkondig en elkeen probeer so hard as hy kan om daarin te kom. Tog is dit makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan as dat een lettertjie van die wet verval. Elkeen wat van sy vrou skei en met 'n ander een trou, pleeg egbreek. En iemand wat met 'n geskeide vrou trou, pleeg ook egbreek. Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend en dan vanoggend in besonder daardie woorde wat 'n mens hoor hier in vers 15. Hy sê toe vir hulle: "Julle is die wat julle voor die mense as goeie mense voordoen, maar God ken julle harte. Wat deur die mense as belangrik beskou word, is 'n gruwel voor God." Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend. Kom ons sing eers saam skrifpruiming of Psalm 33, ons sing vers 2 en vers 6, wat sê die Here se raad word nooit gekeer nie, dit sal bestaan in ewigheid. Teen sy besluit is geen verweer nie, bestendig duur dit vir altyd. Kom ons staan, ons sing Psalm 33, die 2de en die 6de vers, waarna ons sitplek kan inneem. Dit is so, broeders en susters, die afgelope week het die belangrike lysie weer verskyn. Wie is die rykste mens op aarde? En ons almal weet, dis 'n Suid-Afrikaans gebore man wat dit op hierdie stadium is. Maar so is dit. Mense wil graag sulke goed weet. Hulle wil weet wie is die rykste en daar's 'n hele lys van die rykste mense op aarde. Hulle wil graag weet wie ry die mooiste of die duurste of die luukste motor. Hulle wil graag weet in watse huis bly mense of wie verdien dalk die meeste geld. Nou dit self sê vir ons geld is vir ons as mense eintlik 'n belangrike maatstaf waaraan ons in die eerste plek mense se sukses meet, maar ook waar volgens ons mense se lewens beoordeel. Daarom is dit ook soos in ons teksgedeelte een van die maatstawwe waarby ons vanoggend in die preek ook sal stil staan. Jesus self bring dit na vore.
Maar onthou dit, menslike maatstawwe geld nie in die koninkryk van God nie. Menslike maatstawwe geld glad nie wanneer dit by die koninkryk van God kom nie. Ons elkeen moet dit vanoggend ook hoor en besef dat menslike maatstawwe is ongeldig binne die koninkryk van God. Heeltemal ongeldig wanneer dit by die koninkryk van God kom. Dis wat in die oë van mense belangrik is nie noodwendig in die oë van God belangrik nie. Daarom is die maatstawwe soos ons dit ken, die rykste mens, die mooiste mens, die slimste mens, die mens wat die meeste doen, al daardie goed is nie geldige argumente of geldige maatstawwe waarop jy jou kan beroep wanneer dit kom by die koninkryk van God nie. Maar wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons daar is soveel mense vir wie die uiterlike dinge belangriker is as die innerlike dinge. Mense wat nie besef dat dit in die koninkryk van God gaan oor dit wat binne in jou hart leef. Daarom hoor ons ook in ons teksgedeelte, die Fariseërs het Jesus beledig, hulle het Jesus uitgelag nadat hy die gelykenis van die oneerlike bestuurder vir hulle vertel het. Daardie gelykenis wat ons verlede week ook gesien het, waarin Jesus ons as mense waarsku teenoor die verkeerde aanwending en die verkeerde uitkyk op aardse dinge wat God aan jou sorg toe vertrou het. Waarin Jesus dit uitdruklik ook gestel het, dat ons getrou moet wees in die aanwending van al die dinge wat God vir ons gegee het. Want dit is 'n gawe van God. Selfs getrou wees as dit die kleinste of die minste belangrikste in die koninkryk van God is. Want dit sê ons altyd vir mekaar, in die koninkryk van God is geld en aardse dinge die kleinste. Die Bybel leer ons dit ook, menslike skoonheid is nie so belangrik soos skoonheid van jou hart nie. Nou onmiddellik het die Fariseërs, toe Jesus dit vir hulle geleer het, het hulle gelag. Hulle het gelag en hulle het hom beledig, want, so sê dit vir ons hier, hulle was self baie lief vir geld gewees. Geld was vir hulle 'n belangrike maatstaf. Dit was nie vir hulle die kleinste en die onbelangrikste nie. Nee, as gevolg van hulle liefde vir geld, het hulle vir die mense geleer, en hoor mooi, ons hoor dit vandag nog, by baie mense wat dit vir jou sal sê, jy is so ryk omdat die Here jou daarmee geseën het, jy is so gesond omdat die Here jou daarmee geseën het, of jy is so arm of jy sukkel so omdat jou geloof te klein is, of jy is so siek omdat jy nie glo nie. Nee, die Fariseërs het geleer, omdat hulle die wet van die Here nagevolg het, daarom het die Here hulle geseën met rykdom. Daarom lag hulle vir die Here Jesus, want sê hulle vir mekaar, dis maklik vir hom om dit te kom praat, want hy self is 'n arm man, sy volgelinge is arm vissermanne, en dan eet hy nog saam met 'n klomp tollenaars en sondaars. Gemeet aan hulle standaarde vir die koninkryk is Jesus en sy disippels se armoede eintlik 'n bewys vir hulle dat hy en sy disippels nie deur God geag word nie. Nie in dieselfde mate waarin hulle as skrifgeleerdes geag word nie. En die antwoord van Jesus op hierdie, kom ons noem dit beledigings van die Fariseërs, gaan egter baie verder as net hulle liefde vir geld. Dis interessant. Dit bly nie net by hulle liefde vir geld en hulle skelmstreke waarmee hulle self ryk gemaak het nie. Jesus gaan terug na die rede agter hulle verontwaardiging. Diep in hulle harte, waar geen mens kan sien nie. Daar sien Jesus hulle skynheiligheid.
Hy sê hulle doen hulle self voor as goeie mense. Hulle roem daarop en sê kyk wat 'n rykdom het ons omdat ons volgens die wet van Moses lewe. Ons is goeie mense, daarom is ons ryk. Daarom is ons deel van God se volk. Daarom gaan dit beter met ons as met julle. Die maatstaf waarvolgens hulle dus meet is nie meer die wet self nie, maar dit word op die einde hulle voorspoed en hulle rykdom. Nie meer wat God sê nie, maar hulle menslike maatstaf. Want dit is wat vir hulle saak maak. Maar sê Jesus, by God tel dit nie. Daarom sê Jesus onomwonde in die mense se oë, mag hulle miskien goed lyk of ryk lyk. Want gemeet aan menslike maatstawwe is hulle ryk. Maar voor God is hulle arm. Mense kan miskien val vir hulle skynheiligheid, sê hy, maar God val nie daarvoor nie. Want, sê Jesus, God ken julle harte. Dis baie belangrike woorde, God ken julle harte. God kyk verby na die uiterlike maatstawwe. Niemand kan vir God 'n rad voor die oë draai nie. Inteendeel, hy verafskied die skynheiligheid van die Fariseërs. Hy verafskied dit dat mense hulle self regverdig deur te sê, kyk hoe goed gaan dit met ons, en daarom weet ons is kinders van die Here. Dis 'n gruwel in sy oë, sê hy. As mense dink hulle kan op grond van hulle rykdom, of hulle skoonheid, of hulle slimheid, of wat ook al, dink hulle saak met die Here is reg. Ons moet dit mooi besef, broers en susters, rykdom, baie geld, 'n mooi huis, 'n nuwe kar, al daai goed is nie sonde nie. Mens moet dit vir mekaar sê, daar's ongelukkig mense wat dit ook wil vir jou sê, as jy ryk is dit verkeerd, dis nonsens. Daar's baie mense, kinders van die Here wat skatryk is. Daar's baie van God se kinders wat geseën is met wonderlike skoonheid, wat regtig mooi mense is. Daar's van God se kinders wat geseën is met baie kinders, met 'n goeie verstand, met goeie gesondheid. Maar God verafskied dit wanneer jy dink dat hierdie dinge die maatstaf is waaraan daar in sy koninkryk gemeet word. God verafskied dit as hierdie dinge sy woord se plek in jou lewe verdring. Want God se woord is die enigste maatstaf wat geld in die koninkryk. God se woord is die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus, die verkondiging van die koninkryk van God, soos Jesus dit ook hier noem. Jesus verwys in die teksgedeelte na Johannes, en dan mense onthou dis Johannes die doper na wie hy hier verwys. Johannes die doper wat die goeie nuus vir die mense gebring het van die koninkryk van God, het na die mense toe gekom, die woord het vlees geword. Ja, sê Jesus, tot en met Johannes, toe Johannes die doper gekom het, het ons die Ou Testament gehad, die wet en die profete, maar nou het die wet en profete 'n vervulling gevind. En Johannes is die een wat daardie vervulling aangekondig het. En Jesus en sy disippels het deur dit wat hy vir die mense geleer het, en hulle op die ou einde vir die mense begin leer het, die prediking van die koninkryk voortgesit. Baie eenvoudig, wat was die prediking van die koninkryk? Die koninkryk van God wat gekom het in Jesus Christus. Die seun van die lewende God, en almal wat in hom glo, sal gered word. Maar die wat hom verwerp, sal verlore gaan. Baie eenvoudig. Die maatstaf van die koninkryk, almal wat in hom glo, sal gered word. Die wat hom verwerp, sal verlore gaan. En dis juist die boodskap. Dis juist die verkondiging
wat die Fariseërs verwerp het. Want hulle het 'n geloof gehad in wat jy doen, wat jy het, hoe jy lyk en hoe jy voel. Dis hulle maatstawwe waaraan hulle God se seëninge in hulle lewe gemeet het. En so beroof hulle eintlik nie net die Nuwe Testament nie, maar ook die Ou Testament van sy betekenis. Hulle skynheiligheid, sê Jesus, beroof die wet van sy werklike betekenis. En hoe ver hulle dit gevat het, sien 'n mens in die voorbeeld wat Jesus self hier noem, vers 18, wat gaan oor egskeiding, die 7de gebod. Sê Jesus vir hulle, julle manipuleer die woord van God om by julle menslike maatstawwe in te pas. Om die boosheid van julle liefde vir geld te verstaan, moet jy eintlik die boosheid van jou eie hart verstaan, jou boosheid verstaan op alle lewensterreine. Daarom wys Jesus vir hulle hoe hulle met egskeiding net deur die verandering van die gebod om by hulle self te pas. Die woord op die einde bring by wat hulle dink reg is. Eintlik sê hy hulle verlê God se maatstawwe om by hulle maatstawwe aan te pas. Nou baie eenvoudig, broeders en susters, stel jouself voor. Jy vra vir iemand om vir jou goue liniaal te bring. Want jy wil iets meet. En daai liniaal is 30 cm lank. Maar die persoon kom by jou en hy vat 'n stukkie plank en hy skryf daarop 30 cm. Is daai plank 30 cm lank? Nie maklik nie. Net so maak die Fariseërs en almal wat tot vandag toe hulle voorbeeld volg. Hulle wil God se maatstaf aanpas by dit wat hulle sê. Dis hoekom daar mense is, en ons almal ken sulke mense wat vir jou gaan sê, jy's arm omdat jou geloof tekortskiet, jy is siek omdat jou geloof tekortskiet, of jy is ryk omdat God jou seën, of jy is gesond omdat God jou seën, of jy is mooi omdat God jou seën, of jy is slim omdat God jou seën. Ja, sê Jesus in die vorige gelykenis, daai goeders kom alles van die Here af. Maar dis nie die Here se maatstaf nie. Die Here se maatstaf is soos 'n liniaal, 30 cm is 30 cm, dis 'n standaard. Net soos is God se woord ook. En daarom kan jy nie iets daar byvoeg of iets daar wegvat nie. En God self sê, onthou dit, God ken julle harte. Dit beteken nie net dat hy in staat is om die boosheid in jou hart te sien nie. Hy kan selfs die totale ongeloof van die Fariseërs raak sien, as hulle vir Jesus beledig en lag. Lag oor die evangelie wat Johannes verkondig het, die evangelie wat eintlik voor hulle oë afspeel met die lewe van Jesus. Ja, die Fariseërs kan dalk vir mense met hulle skyn van heiligheid mense beïndruk. Maar sê Jesus, dis makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan as dat God 1 centimeter gaan afwyk van dit wat hy in sy woord geopenbaar het. Daarom is, kom ons noem dit enige selfregverdiging voor mense, enige selfgemaakte maatstawwe wat ons aanlê, nutteloos in die koninkryk. Inteendeel, wanneer jy sulke maatstawwe gebruik, is dit 'n teken dat jou hart verhard is. Hoe mooi sê Jesus dit in Matteus hoofstuk 23. Hy sê daar vir die Fariseërs, julle is wit geverfde grafte, wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbene en allerlei onsuiverhede is. So is julle van buite lyk julle vroom,
maar van binne is julle vol huichelaarry en minagting vir die wet. En hulle minag eintlik dan die enigste manier tot regverdiging, die enigste manier om deel te wees van die koninkryk van God. Die weg soos God self dit in sy woord geopenbaar het, die weg soos God self het in sy wet geopenbaar het, deur die profete in die Ou Testament geopenbaar het. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Dis die maatstaf. Wie in hom glo word gered, wie hom verwerp gaan verlore. En die maatstaf waaraan alle mense gemeet sal word, is hierdie enkele maatstaf. Geloof in Jesus Christus. En dis interessant, nie wie die grootste of die kleinste geloof nie. Inteendeel, Jesus sê almal is kleingelowiges. Maar geloof in hom. Geloof in dit wat hy vir ons gedoen het. Daarom goeie soos wie die meeste geld of wie's die mooiste, wie's die slimste, wie doen die meeste, wie gee die meeste. Daai maatstawwe geld nie wanneer dit by die koninkryk van God kom nie. Die enigste maatstaf waaraan daar gemeet word in God se koninkryk, God self het dit bepaal. En God self gee vir ons daardie maatstaf in sy woord. Die evangelie van Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, die psalmdigter het dit op 'n tyd ook gesing en gesê, watter skatte van genade. Watter skatte van genade sal geskryf word op die blaaie wat die nageslag sal lees. En vanoggend wil ons U dank dat daardie skat van genade ook vanoggend vir ons oopgemaak is. Die evangelie van ons Here Jesus Christus, wat alle menslike maatstawwe ongeldig maak. Wat alle menslike roem klein maak. Want daar's niks groter in die skepping as U liefde. U liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. U liefde wat U in ons harte uitgestort het deur die Heilige Gees wat U vir ons gegee het. Daarom wil ons U vanoggend ook dank. Dank dat ons na U woord kon luister. Dank dat ons van ons Here Jesus Christus kan hoor. En dat ons mag weet dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daarom wil ons vandag ook sê dat aan U en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees kom toe die lof en die eer en die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om ons liefdegawes te gee.
Kom ons sing saam baie bekende Psalm, die laaste verse daarvan, Psalm 116, die nagmaalspsalm, wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? En dan sing ons dit saam, ons sing vers 7, 8, 9 en 10 saam. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen. Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings vanoggend. In besonder dan vandag vir die mense wat vandag verjaar. Die eerste een is Margriet Janse van Vieren wat vandag verjaar. En dan daar agter sit Aliret, julle sal sien dis een met die mooi pink rok en die blink klere. Sy verjaar ook vandag. So ons wil vir hulle die seën van die Here toebid. Maar ook vir die ander mense wat die res van die week verjaar, bid ons die seën van die Here toe. Hier sit so 'n paar van hulle hier vanoggend en dan in besonder vir tannie Johanna Venter wat Woensdag 81 jaar oud word. Vir haar en vir almal wat die week verjaar, bid ons die seën van die Here toe op 'n nuwe lewensjaar. Dan is daar vanoggend tee en die katekisasiekinders word gevra om vinnig hierna vorentoe te kom asseblief. Baie dankie.